Goeiedag, welkom by ons daaglikse brood waar ons Vader vertrou om vir ons uit vandag ons daaglikse brood te gee soos wat Yeshua ons leer bid. Ons het gister gesien om Yeshua te ken is die eerste ding wat ons help om ons roeping te definieer as heilige priesterdom. Die tweede ding wat ons help om ons roeping te definieer as disippels is om te groei. Yeshua sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat doen lote? Dit groei. Wat doen vrugte? Dit groei. Sonder Yeshua kan ons nie groei nie. Presies dieselfde analogie as gister se verlengingskoord wat ingeplak is en aan die ander kant selfde krag is, nê. Sonder Yeshua het ons geen krag nie. Maar as ons hom ken en groei, sal ons sy krag ontvang. Yeshua sê, as ek die wynstok is, sal jy groei, en as jy groei, gaan jy vrug dra. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Yeshua Messieg. Toeneem of groei eerstens in genade en dan groei ons in ons kennis. Deel van ons roeping as kinders van Abba Vader is ons moet groei. Ons moet deel wees van 'n liggaam waar Abba Vader ons plant. Ons moet deel word van Bybelstudiegroepe en waar ook al om te groei in ons verhouding met Abba Vader. As ons nie groei nie, hoe gaan ons enige iemand kan help? En dit maak nie saak hoe lank jy vir Abba Vader al ken nie, groei jy nog in jou verhouding met Abba Vader. Abba Vader se woord sê in 1 Petrus 2 vers 1 tot 2, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery af en verlang sterk soos 'n pasgebore kindjie na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei en as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedendierend is. Met ander woorde, verlang of streef na die onvervalste melk van die woord sodat jy kan groei. Ons sê baie keer, maar Petrus praat hier van pasgeborenes in Yeshua en hy doen nie. Nee, Petrus sê soos 'n baba dors na melk, so moet ek en jy na Abba Vader se woord dors en so daarna smag. So, ons moet ophou om met mekaar boos te hanteer of kwaad te praat, maar soek eerder soos 'n baba na melk, na die woord. Ons groei deur tyd in die woord te spandeer, want Yeshua is die woord. Yeshua het sy 12 disippels geroep om by hom te wees, sodat hulle kan groei. En hierdie disippels het nodig gehad om te groei, net soos wat ek en jy nodig het om te groei. Hy het die disippels gegroei in hulle tydperk saam met Yeshua? Ja, daar was dinge in 3 jaar saam met Yeshua wat die disippels gedoen het, wat nie die beste dinge was om te doen nie. Hulle het nodig gehad om te groei. In Lukas 9 vers 49 sê Johannes vir Yeshua, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam die duiwels uitdryf en ons het daardie persoon belet omdat hy nie saam met ons u volg nie. Met ander woorde, Johannes sê, ons het iemand gesien wat iemand anders help in Yeshua se naam en omdat hy nie in ons deel van ons is of in ons kerk is nie, het ons hom uitgehaal. Doen ons dit nie ook vandag nie? Wat het Yeshua gesê? Yeshua sê in Lukas 9 vers 50, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Kan jy dink wat se impak gaan die liggaam van Yeshua maak as ons ophou verdeel en denominasies en kwaad praat en saamkom om die wêreld te wen vir ons koning, deur sy woord te preek, demone uit te dryf en siekes te genees, mekaar te help. Dan lees ons in Lukas 9 vers 51 tot 52, en toe die dae van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en hulle het versterk en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het?
Met ander woorde, Johannes en Jakobus wil hê die vuur moet hierdie mense verteer omdat hulle u nie ontvang nie. En is ons houding nie dalk soms dieselfde nie? As dinge nie op my manier gebeur nie, dan wil ons vuur uit die hemel uitbid teenoor kinders van Abba Vader. Weet jy wat het Yeshua vir hulle gesê? Yeshua bestraf hulle en sê in Lukas 9 vers 55 tot 56, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Yeshua sê, ek het gekom om mense te red, en hoe meer ons by hom is, hoe meer gaan ons van dit ook kry, hoe meer gaan die eie ek verdwyn, en hoe meer gaan ons ander wil help, soos wat Yeshua ander gehelp het. Dan lees ons ook in Matteus 19 vers 13, toe bring hulle kindertjies na Yeshua, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het die kinders bestraf. Die disippels het die kinders wat na Yeshua toe wou kom, bestraf. Yeshua sê vir hulle in Matteus 19 vers 14, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Die disippels het foute gemaak, maar het gegroei in hulle verhouding met Abba Vader, want elkeen van hulle het op die einde onvoorwaardelik die woord van Abba Vader verkondig, soveel so dat 11 uit die 12 met 'n gruisame dood gesterf het. Openbaring 12 vers 11 sê, deur die bloed van die lam, deur die woord van die getuienis, en tot die dood het hulle lewe nie lief gehad nie. Maar hulle het gegroei, hulle het foute gemaak, al val jy 7 keer 6 spreuke, die regverdige staan op. Die disippels het gegroei in Yeshua, soveel so, dat hulle lewe onvoorwaardelik vir hom gegee het. En die vraag is, sal ek en jy? Die disippels het gegroei, want hulle was saam met Yeshua. Elke dag meer en meer van Yeshua. Hulle het hulle gewas met die waterbad van die woord. En mag ons Abba Vader beter en beter leer ken. Mag ons groei om meer en meer soos Yeshua te wees, sodat ons die wêreld kan ingaan, sy woord kan gaan preek, siekes kan gaan genees en demone kan gaan uitdryf. Mag ons meer by sy tyd by sy voete spandeer, sodat ons sy opdrag kan opvat en kan gaan uitvoer, gaan maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Dat ons ander kan lief hê en hulle kan help en doen presies dit waarvoor ons geroep is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u woord, dankie vir u liefde. Ja Vader, dankie dat soos wat 'n wingerdstok in die wingerd geplant is, so groei daai wingerdstok en so dra hy vele vrug wat vir u eer bring, en so wil ons groei. Snoei ons en in u wil ons abide, sodat ons kan groei meer en meer van u Yeshua in ons as daardie eie ek wat groei en so verhewe raak. Daarvoor vra ons om verskoning en vra vergewe ons wil leeg wees van onsself, meer en meer van u Yeshua. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.